Goeienaand broeders en susters, kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing uit Psalm 40 uit, daarvan die 3de en 4de vers. 2 verse wat ons ook baie goed ken, maar waarin ons ook die gebed het dat ons grootste begeerte in die lewe is om te doen wat die Here vir ons sê, om te doen dit wat ons ook in die woord van die Here hoor. Kom ons staan, ons sing vers 3 en 4 saam, waarna ons saam sal bid. Kom ons bid saam. O Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die ganse aarde. Ja, hoe klink daar elke dag ook 'n loflied op tot die eer en die verheerliking van u naam. En ons wil vanaand ook ons stemme daarby voeg en ons wil u loof en prys, omdat u groot en goed is sonder eind. Omdat daar aan u liefde geen einde is nie. Dis onmeetbaar in ons menslike gedagtes. En wanneer ons in u lig staan, dan sien ons ook ons eie lewens, sien ons eie sondigheid raak. En daarom bid ons ook, soos ons dit nou ook gesing het, dat u ons deur u Gees ook sal lei, om te kan doen wat in u boek geskrywe staan. Ja, dat u deur u Gees ons sal lei en
ons so sal lei dat ons sal wegvlug van die sonde in ons eie lewens en terug sal vlug na U toe. En daarom is dit ons gebed dat U elkeen van ons se lewens met 'n nuwe vreugde sal vul vanaand, daardie vreugde in die Here Jesus Christus. Dat ons elke dag sal onthou dat Hy ons skoon gewas het van ons sondes en dat ons regverdig voor U staan en dat elkeen van ons kan uitsien na die toekoms wat U ook vir ons in bewaring hou. Daarom is dit ons gebed vanaand, spreek Here en laat ons U dienaars, U kinders luister. Amen. Kom ons luister na die woorde van die Here uit Markus hoofstuk 7 uit. Ons gaan daar luister vanaf vers 1 tot en met vers 13. Ons kerngedeelte is waar Jesus sê, julle laat die gebod van God los en hou aan die oorgelewerde gebruike van mense vas. Julle laat die gebod van God los en hou aan oorgelewerde gebruike van mense vas. Nou die mense vir wie hy dit gesê het, was die Fariseërs. Want die Fariseërs en sommige skrifgeleerdes wat van Jerusalem af gekom het, kom toe by Jesus. Hulle het gesien party van sy disippels eet hulle kos met onrein hande. Dit is met hande wat nie gewas is nie. Die Fariseërs en tevens die Jode oor die algemeen eet immers nie as hulle nie eers hulle hande behoorlik gewas het nie. So hou hulle aan die oorgelewerde gebruike van voorgeslagte. En wanneer hulle van die dorp afkom, eet hulle nie as hulle nie eers gewas het nie. Daar is ook nog baie ander oorgelewerde gebruike waaraan hulle hou, soos hoe om koppies, bekers, bakke en stoele te was. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes vra hom toe, waarom handel u disippels nie volgens die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte nie en eet hulle met onrein hande? Hy antwoord hulle, die profeet Jesaja het julle mooi opgesom. Julle is skynheiliges. Soos daar geskrywe staan, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit help niks dat hulle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. Julle laat die gebod van God los en hou aan die oorgelewerde gebruike van mense vas. Hy het verder vir hulle gesê, julle verstaan die kuns goed om die gebod van God op sy te skuwe en julle oorgelewerde gebruike in stand te hou. Moses het gesê, eer jou vader en jou moeder, en wie sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word. Maar julle sê, iemand kan vir sy pa of sy ma sê, enige gawe wat u van my af sou kon kry, is korban. Dit wil sê, is 'n offergawe vir God. En so laat julle hom toe, om hoegenaamd niks vir sy pa of ma te doen nie. So ontneem julle die woord van God sy gesag, deur julle oorgelewerde gebruike, wat julle op julle beurt weer oorgelewer het. Daar is ook nog baie ander sulke dinge wat julle doen. Dit dan vanaand ons teksgedeelte. Kom ons sing eers saam uit Psalm 62, ons gaan daarvan net vers 1 saam sing, waarin ons ook vra en ook sê oor die Here, hy sal my voetstap ook dan lei, wanneer ek nêrens meer kan vlug. Daardie belydenis dat ons totaal en al van God se genade afhanklik is. Kom ons sing vers 1 waarna ons weer ons sitplekke kan inneem.
Ons het dit in die vorige weke by Sondag 33 van die Katekismus baie duidelik gehoor dat bekering, die woord bekering en die daad van bekering moet in elkeen van ons se lewens 'n realiteit word. Ons kan nog onthou wat ons ook daar gehoor het, die Katekismus praat van die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Daardie mooi beeld hoe dit vir ons verander word, hoe ons lewens verander word wanneer Jesus Christus daarop beslag gelê het. Wanneer Jesus Christus daarvan eienaarskap gevat het. Dan gaan die ou mens dood, dan word die ou mens gekruisig, maar die nuwe mens in Christus staan dan deur die krag van die Gees op en kry 'n nuwe lewe wat ons gaan leef. Nou ons het ook gehoor wat dit behels. Dit behels in die eerste plek 'n hartlike berou, 'n gebroke hart, 'n verslae gees oor die sonde in my eie lewe, maar ook dan dat ek daarvan sal wegvlug terug na God toe. En wanneer ek by God kom, dan beleef ek hierdie wat die Katekismus noem 'n hartlike vreugde in die Here, 'n lus en 'n liefde om volgens die wil van God te gaan lewe, om goeie werke te gaan doen. So belangrik om dit raak te sien, goeie werke is waarop bekering uitloop in ons dag tot dag bestaan. Die lewe van 'n ware gelowige, van 'n ware bekeerde mens, sonder goeie werke is onmoontlik. Ons weet dit, Jakobus sê dit ook vir ons in sy brief, wys my jou werke en dan wys ek jou my geloof. Geloof en goeie werke loop hand aan hand. Daarom is dit belangrik dat ons ook sal weet, en dis die vraag vir vanaand, wat is goeie werke? So vanaand daarna kyk, wat is goeie werke? Nou die belangrike is, die antwoord lê nie as sulks in dade nie. Dit is interessant, jy gaan nie die antwoord vind deur na verskillende mense se lewens te gaan kyk nie. Want die antwoord lê nie in die daad nie, dit lê in die beweegrede tot die daad. Hoekom mense daardie werke doen? En daarom sê ons in Sondag 33, sien ons goeie werke word nie soseer uitgeken aan dade nie, maar aan die rede waarom jy daardie werke, daardie dade gedoen het. Want vir ons as gelowiges is goeie werke iets heeltemal anders as wat ander mense as goeie werke sal beskou. Ons benader goeie werke op 'n ander manier as die wêreld. Nou hoe benader die wêreld dit? Wêreldgesproke gaan dit oor wat jy doen, die goeie goeders wat jy doen en daardie goed waarvoor jy erkenning moet kry. En daar's 'n rede daarvoor in alle mense. Nou as ons praat van alle mense, praat ons van alle mense wat gebore word, is daar nog iets van God se algemene sin van reg en verkeerd, van goed en kwaad. En iemand wat by hierdie oorgelewerde gebruike inskakel, doen dan in die wêreld se oë goeie werke en kry daarvoor ook by die wêreld erkenning. So die fokus gaan dus op iets waarvoor jy bedank word omdat jy dit doen. Maar by die gelowige is dit omgekeerd. Goeie werke is iets waardeur ons God dank. Waardeur ons vir God dankie sê vir die genade en die liefde wat ons in ons lewe ontvang het. Dis nie iets wat ons doen omdat ons wil hê ander mense moet dink ons is goed nie. Maar dis iets wat ons doen omdat ons in God glo, omdat ons aan God gehoorsaam wil wees en omdat ons God daardeur wil verheerlik, aan God die eer wil gee. Daarom stel Jesus ook dan in ons teksgedeelte die Fariseërs se oorgelewerde gebruike so sterk aan die kaak.
Onthou dit in die tyd van ons Here Jesus Christus, baie groepe onder die Jode gewees, bekendste, sterkste groep, die Fariseërs, en interessant genoeg, hulle naam beteken waarskynlik die afgeskeidenis, nogal belangrik om dit te hoor, die afgeskeidenis, wat hulle self van die wêreld af losgemaak het en afskei, en dit self so ver gevat het om die stoele waarop hulle gesit het te was, vir ingeval daar iemand anders daarop gesit het wat nie so goed soos hulle is nie. En hulle as 'n beweging het juis ontstaan uit, kom ons noem dit maar 'n bepaalde begeerte by hulle, om hulle godsdienstbelewing na vore te bring. Hoekom? Want hulle was bang dat hulle saamgesleep sou word met die tydsgees. Klink dit nie bekend nie? Ons is ook bang daarvoor dat ons en ons kinders saamgesleep word met die tydsgees. Hulle was bang dat die volk van die heidense godsdienstige gebruike van die wêreldmagte van Rome sou oorneem. Klink baie edel, né? Dit is hoekom hulle die goed wil doen. Dit klink mooi. Dit klink asof hierdie Fariseërs iets besonders wou doen. En met die eerste oogopslag lyk dit asof hulle beywer het vir dit wat goed is. Lyk dit menslik gesproke of hulle beywer vir, kom ons sê maar goeie werke, dat mense goeie goeders doen. En in hulle optrede neem hulle radikale en 'n onverbiddelike standpunte in. Hulle ag hulle self ook as leermeesters vir die volk om die letter van die wet te probeer bewaar. Maar wanneer Jesus kom, dan begin die krake wys. En daarom hoor ons ook hoe 'n groep van hulle uit Jerusalem na hom toe gereis het, daar in Genesaret waar hy op daardie stadium was. Waarskynlik om te kom soek na 'n rede om al van hom ontslae te raak. En hulle kry ook iets. Hulle sien hoe sy disippels eet sonder om hulle hande te was voor die tyd. Verskriklik, hulle hou hulle nie by die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte nie, sê hulle vir Jesus. Hulle was nie eers hulle hande voor hulle eet nie. Want vir hulle was die oorgelewerde gebruike belangrik. Jy sien, dit is waar die Fariseërs eintlik die pad byster begin raak het en waar baie mense die pad byster raak. Waarom hulle nie van Jesus gehou het nie. Want in die ywer om die gehoorsaamheid aan die wet van God af te dwing, het hulle die wet self op die agtergrond geskuif en die betekenis van die wet laat verlore gaan. Hulle eie oorgelewerde gebruike het belangriker geword as dit wat God gesê het. Hulle strewe was om, soos hulle dit self gestel het, 'n heining om die wet op te rig. En daarom het daardie heining so hoog geraak dat hulle op die ou ende self nie meer die wet kon sien nie. Hulle eie menslike bepalings wat hulle om die wet gebou het in die tyd van Jesus die wet verdring. Die wet het die bysaak geword in plaas van die hoofsaak. Belangriker vir hulle was die wyse waarop jy jou kos eet, as wat jy God as die gewer daarvoor gaan dank. Hulle misken self, so wys Jesus dit hier, die wet, selfs een van die 10 gebooie, eer jou vader en jou moeder, deur te sê, maar jou ma en pa is maar mense, as jy dit net sê, ek gee hierdie vir God, ek wy dit aan God, dan hoef jy nie jou ouers te help nie, want hulle is maar net mense. Mens hoor dit vandag ook nogal baie in kerke en in groepe, en baie keer by onsself ook van, ag, laat hulle loop, hulle is maar net mense, ons bly by wat die Here sê, ons hou van wat die Here sê, en ons gaan ons goed hou soos dit is, laat hulle loop. Die betekenis van die wet gaan verlore, liefde vir God, liefde vir ons naaste, onder die dekmantel van liefde vir God. En dis hartseer, daar's 'n naam hiervoor, en Jesus noem hier die naam in ons teksgedeelte. Hy sê, julle is
skynheiliges. Hy ontbloot die Fariseërs as skynheiliges. Al is hulle skynbaar eerbaar en al lyk hulle asof hulle goeie werke wil doen, sê Jesus, hulle is die Griekse woord hypocriete. Dit is 'n mooi woord, hypocriete. Ons almal het dit al gehoor. Dis maar die Griekse woord vir 'n skynheilige. En 'n hypo is eintlik maar nie die seekoei waaraan jy dink in Engels nie, wat hy hier bedoel is 'n masker wat jy opsit. 'n Skynheilige, 'n hypocriet het 'n masker op. Dis 'n persoon wat sy ongehoorsaamheid met 'n fasade van gehoorsaamheid wil verbloem. Wat wil lyk asof hy gehoorsaam is aan God, wat wil lyk asof hy vir God lewe, asof hy dit wat hy doen vir God doen, maar hy laat God se woord en die betekenis agter God se woord verlore gaan. Ek kan ook sê met sy mond besing hy die lof van die Here, met sy oorgelewerde gebruike maak hy asof hy die Here voorop stel. Maar so het Jesaja dit vir ons gesê en so haal Jesus hom ook aan, hulle harte is ver van God af. Hulle is skynheilig, hulle masker laat hulle net heilig lyk. Hulle skuil eintlik agter sonde. En hulle het 'n masker op en daai masker sê Jesus is hulle gebruike, hulle oorgelewerde gebruike, wat hulle aan die wet van God wil koppel en propageer dat dit is wat God wil hê. En op die ou einde weet ons wat het gebeur. Hulle het met 'n klomp wettiese reëls en regulasies gesit van so moet jy doen, so moet jy sit, so moet jy staan, so moet jy dit, so moet jy dat. Alles klomp koue kliniese goeters wat almal kan sien, wat van een geslag na die ander oorgedra is. En daarom kom hulle ook na Jesus toe, onder die voorwendsel, dat wat hulle doen om die godsdienst te beskerm. Maar in werklikheid is hulle enigste doel om van hom, die seun van God self, ontslae te raak. Hulle gee voor om te wees wat hulle nie is nie. Maar Jesus sien deur hulle. Julle is skynheilig, sê hy vir hulle. Hierdie volk eer my met die mond, maar hulle hart is ver van my. Sien, as 'n mens iets goeds probeer doen, maar jou hart se ingesteldheid is nie reg nie, is dit nie goeie werke nie. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Dis hoogstens menslike welwillendheid. Dis hoogstens iets wat in alle mense is, wat alle mense as goed beskou. Nee, ons geloof in God moet die motivering wees agter dit wat ons doen. Ons goeie werke moet gebore word uit dit wat in ons hart lewe. Liefde vir God, liefde vir my naaste. Daarom kan dit ook nie in stryd wees met die wil van God nie. Soos wat die oorgeblewerde gebruike van die Fariseërs op die ou einde was nie. Die wet van God, die wet van die liefde is die enigste, kom ons sê maar maatstaf waaraan jy goeie werke kan meet. Menslike tradisie mag nooit die woord van God verdring nie. Want wat gebeur dan? Dan kom die eer van God in gedrang en word God van sy eer beroof. Daarom sê Jesus ook vir die Fariseërs, julle verstaan die kuns goed om die gebod van God op sy te skuwe en julle oorgelewerde gebruik in stand te hou. Ten koste van God, tot eer van julle self, doen julle hierdie dinge. Alle selfsugtige en skyngehoorsaamheid gaan God, beroof God van die eer wat hom toekom. En om God te eer, vra van ons dat ons hom sal lief hê, dat ons hom hoog sal ag, en so teenoor hom en teenoor mekaar en ons medemens sal optree, dat ons sy wil sal respekteer. En daarom is die eer van God die enigste doel ook van goeie werke. Hoekom doen ek dit?
om God daardeur te verheerlik, om God te dank vir sy genade, vir wie en vir wat hy in my lewe alles gedoen het. Anders as die Fariseërs vir wie die hele ding gegaan het oor selfverheerliking, gaan dit vir ons oor die eer en die verheerliking van God. En daarom as ons kan afsluit vanaand, wanneer dit gaan oor God en nie oor menslike goeddinke en oorgelewerde gebruike nie, dan word die goeders wat ons doen goeie werke genoem, wat deel is van 'n bekeerde lewe. Dan word bekering 'n werklikheid in jou lewe, in jou doen en late. In jou daaglikse lewenswandel word dan, kom ons sê dit maar, die gees van gereformeerd wees weerspieël. En wat is dit? Ons almal ken die woorde. Ons kan dit op die bord ook sien. Sola fide, alleen in die geloof. Sola scriptura, alleen die woord van God. Sy wil my grootste vreugde. Sola Deo gloria, alles tot die eer van God. Want dit is wat goeie werke is. Goeie werke is nie goed wat ons doen omdat ons dink dit is goed nie, is ook nie goed wat ons doen omdat ander mense dink ons is goed as ons dit doen nie. Dis ook nie goeders wat ons doen omdat ons dit nog altyd so gedoen het deur die geslagte heen nie. Dis werke wat gedoen word deur die geloof, sola fide, oor ons God vertrou, oor ons God liefhet, oor ons God ken. En daarom is dit ook in gehoorsaamheid aan God, aan dit wat God in sy wet en in sy woord vir ons leer. En wanneer dit so is, dan is dit tot die eer van God. En dit, broeders en susters, is goeie werke. Goeie werke word gebore uit geloof uit, dis eintlik geloofswerk. En dan is dit ook werke wat gedoen word in gehoorsaamheid aan God se woord. En belangrik, die doel daarvoor is om God te verheerlik. Amen. Kom ons sit so, ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Kom ons staan en ons sing ons dankgebed vanaand saam uit die skrifberuiming 10:2, die beruiming van die Onse Vader gebed. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee.
Ons wil, o Heer, wat redding skenk, aan al die goedheid bly gedenk, as ons tesame is in die woning. Net soos U naam is grote koning, so is U glansverskyning, die vyand se verdwyning, word aan die volkere bekend tot by die aarde se verste end. U hand, wat nooit die kwaad gedoog, rys vol geregtigheid omhoog. Psalm 48 vers 4 en 5, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen.